Goeiemôre, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou, terwyl ek besig was om my reeks boeke te skryf oor alles is vrees en alles is vrees in verhoudings, het iets met my gebeur wat ek nie verwag het nie. Die skryfwerk het binne myself begin ontmasker. Ek het begin besef, ek praat al jare oor vrees. Ek waarsku mense daaroor, maak video's daaroor en ek verduidelik dit, maar ek het dit nog nooit regtig diep in myself raak gesien nie. En toe begin ek iets verstaan, hoe baie van ons, sonder dat ons dit eers besef, ons lewens bou rondom vrees. Ons dink ons maak logiese en slim planne en goeie keuses, maar eintlik probeer ons net pyn vermy. En vrees is baie keer nie 'n feit nie. Dis 'n storie, dis gebou uit die verlede en dit projekteer ons dan op ons toekoms. En toe begin daardie vers in Job my anders tref en baie dieper, waar daar staan, wat ek gevrees het, het oor my gekom. Vir jare het ek gedink, dit beteken die slegte dinge wat ek vrees gebeur regtig met my. Maar nou sien ek iets dieper. Want die oomblik wanneer jy iets vrees, begin dit reeds oor jou kom, nog voor dit gebeur het. Want jy begin al anders leef. Jy hou terug, jy vertrou nie, jy vat nie 'n kans nie. Maar dit gaan ook nog verder, want jou brein het 'n vreemde eienskap. Hy glo wat jy hom van oortuig. Dis amper soos daai placebo-effek, waar jy 'n pil drink wat niks doen nie, maar omdat jy glo dit gaan jou gesond maak, begin jou liggaam reageer asof dit werklik is. Nou dink bietjie mooi daaraan. Wat daarvan as vrees op dieselfde manier werk? Jy glo iets sleg gaan gebeur en jou hele liggaam, jou emosies en jou keuses begin leef asof dit reeds besig is om met jou te gebeur in realiteit. Daardie verhouding wat nog nie eers begin het nie, waar jou hart al klaar gebreek het en jy voel die verwerping, jy ervaar die pyn, jy leef die einde nog voordat jy dit laat begin het. Daardie kans wat jy nie gevat het nie, het reeds misluk in jou kop en jy voel daai mislukking in jou lyf. Met ander woorde, wat jy vrees, word reeds jou realiteit, al het dit nog nie eers gebeur nie. Nie omdat dit gebeur het nie, maar omdat jy dit glo. Jy leef in 'n innerlike wêreld waar die pyn reeds werklik is. So jy dra die gewig, jy voel die verlies, jy ervaar die seer van iets wat nog nie gebeur het nie, of dalk nooit eers sou gebeur het nie. En dis hoekom vrees so gevaarlik is, want dit steel nie net jou toekoms nie, dit steel jou nou. So miskien moet ons vandag eerlik raak en vra, as vrees soos 'n placebo werk, 'n geloof wat jou liggaam en jou lewe begin vorm, wat kies jy om te glo? Die Bybel sê ons moet ons gedagtes vernuwe, want dit wat jy glo, word dit wat jy beleef. Moenie môre se pyn vandag al voel nie. Moenie 'n storie glo wat jou lewe vandag steel nie. Begin kies vir die waarheid, begin kies in geloof, begin kies vir moontlikhede, want wat jy voed in jou binneste, word die lewe wat jy begin leef. So sien jou weer hier op Straatwys en tot ons weer saam stap, mooi loop.